Vandag gesels ek met Von Botha, besigheidseenheidshoof van Digi4Ty. Hulle maak menslike hulpbronbestuur makliker met kundige ondersteuning en toonaangewende tegnologie. Welkom hier ons vandag, Von. Dankie Corneille. So lekker is dit om hier te gesels. Ons kyk altyd na hierdie episodes en dan dink ek myself, wow, kan nie glo ons is hier om 'n bietjie te gesels. Maar Von, so net so inleidend, ek reg verstaan, julle is 16 jaar oud en julle is begin ook nou na die landbou kyk. Vertel ons net waar dit begin en hoekom ook landbou? Ja, dankie. Ja, ons is al van 2003 af al in besigheid. En ons is deel van die Digital Groep. En Digital Groep het 'n visie gehad van hulle wou besigheid gehad het wat ons in Engels, kies vir die Engels nou, maar end-to-end HR dienste kan lewer vir hulle kliënte. En daai visie het waar geword en sedertdien was ons gestig. En ons doen besigheid op 4 pilare. Menslike hulpbronbestuur wat ons kykers as HR sal ken, en dan arbeidsverhoudinge wat labor law is, en dan payroll en BE-konsultasie. Ja. En landbou is, ek het nou al afgelei, julle is al redelik julle vlerke op wyd versprei, maar is dit 'n nuwe afdeling vir julle? Nie soseer nie, maar ons kan sien dat daar landbou, ek dink die eerste ding is ons kan sien dis 'n vennootskap vir ons. Wanneer 'n kliënt na ons toe kom, daar's niks lekkerder as jy kan sien dat jy en jou kliënt dieselfde belange deel nie. Dit as ek moet vat nou, ons het nou met Callie Skooman gepraat en hy sê toe aan sy inleidende podcast, sê hy daarso, we are people business. En dit is vir ons lekker. As ons kliënte ons toe kom, ons kan sien daar's chemistry, as ek dit so kan sê. En dit gee vir ons die platform om besighede beter te maak. Maar landbou nie soseer nie, maar ons kan sien dat dit meer kompleks raak. As jy kyk na die tegnologie, toe ons met Callie ook gesels ook, jy kan sien hulle implementeer koöperatiewe metodologieë. Dit is 'n besigheid daai. En baie van die mense met wie ons werk, is mense wat MBA's gedoen het, wat daar kom van 'n suiwer boerdery agtergrond, maar wat oorskakel na bestuursvlak toe. En dis vir ons lekker. Dis lekker mense met te gesels. So meer kompleks, as jy ook kyk na wat in die wetgewing aangaan en wat ons wêreld aangaan, ek dink 'n mens sal moet verstaan dat daai goed het 'n impak op 'n besigheid. Maar ons kan ook sien dat daar 'n vennootskap is. Ons kan sien dat boere vat die arbeidswetgewing ernstig en hulle mense ernstig, en dit gee vir ons 'n platform om great goed te doen. Jy het klaar die regtig goed genoem, is lankal meer net 'n boer of 'n boerdery nie. Dit was so dalk lank terug, maar boer kan nie 'n konsultant en 'n arbeidsmakelaar en 'n partykeer nog 'n pastoor en alles. Exactly. Dis dan waar jy die kundigheid het en dat ek weet dat ek het ook sien dit draineer uit. Dis ongemaklik as jy deur arbeidsprobleme gaan. En dit is intimiderend, nee, iets wat jy nie elke dag doen nie, Ek sê altyd vir my konsultante, ons het ons 10,000 ure al agter die blad. Ons het nou al lesse geleer, ons doen dit lank genoeg en ons stel kundige mense aan wat weet wat hulle doen. En altyd as ek met my vrou so praat, dan sê ek van, "Jesus man, ek wil eendag met truffels boer." Maar dan sê ek van, ek gaan baie geld verloor, ek gaan baie tyd vat en dit gaan my vir ewig vat om uit te kom. En dis waar ek voel ons vandaan kom. Dit is vir ons lekker om in te stap. Ons doen hierdie goed elke dag. So iets wat jy elke dag doen is tweede natuur vir jou. So vir ons om te kom op 'n oplossing, vat ons vinniger en ons het al die lesse al geleer, sodat jy dit nie hoef te leer nie. Want ja, in ons besigheid wat ek vandaan kom met landbouchemiese produkte is generiese bietjie van 'n soms ongemaklikheid wat die uit wil sien maar die oorspronklike hè. Maar is dit ook relevant by julle? Ja, nee, Debbie Victor, sy was ons een van die stigters van ons besigheid en sy is die direkteur in ons besigheid nou, het nog altyd gepraat van hoe belangrik dit is dat jy jou kliënt se besigheid moet verstaan, want 'n toepassing op een besigheid is nie noodwendig geskik vir 'n toepassing op 'n ander besigheid nie. So om jou kliënt se besigheid te verstaan en jouself te enmesh in jou kliënt se besigheid is krities belangrik vir ons. En hoekom ek dit sê, wat jy doen in landbou is anders dan noodwendig as wat jy doen in logistiek, etc. Maar jy het klaar gesê hoe groot julle is, alles wat julle doen, so ek kan maar net raai om dit alles te kan regkry, gaan julle seker 'n mate van tegnologie moet gebruik. Ja, as jy enigiemand wat by Nampo was, kan 'n waardering hê van hoe tegnologie, en dit is inspirerend om te sien hoe tegnologie bevorder in die landbou. Jy sal dink dat landbou so 'n tradisionele dissipline is half in 'n mate, nee, maar ek meen toe ons daar was, die drone tegnologie, you name it. So krities vir ons sê altyd vir ons kliënte, dis belangrik dat jou HR bybly by die besigheid. Besigheid ontwikkel en bevorder ongelooflik vinnig, veral met tegnologie nou. En ons moet seker maak dat ons HR metodologieë kan bybly daarby op 'n einde van die dag. So vir ons, dit is either dat jy op jou selfoon kan jy nou jou betaalstrokie kry, of jy kan jou leave submission doen, baie nice is. Dis regtig baie basies. Of van die HR kant, ons doen baie video onderhoude. Dit is nie
net tradisioneel wat jy iemand moet noodwendig sien nie. Daar's baie ontwikkeling daarin, maar en dan aan die payroll kant, weet ons is baie passievol oor payrollbedrog en hoe ons dit kan bekamp. Dis groot stories daai. Absoluut, jy kan sien in die nuus na die afgelope tyd nou weer en dan skud ons net ons kop, dan dink ons maar hoe gebeur hier goed nog steeds met die tegnologie wat ons nog steeds het. Ons praat nou lekker oor die HR-sake, maar daar is baie meer wat julle doen as net dit. Ja, absoluut. Soos ek vir jou sê, die ideale kliënt vir ons is 'n kliënt wat 'n vennootskap so met ons wil hê op al 4 kwadrante, weet wat ons diens. Dit gee vir ons werklik daai holistiese view, weet van 'n kliënt, end-to-end kan ons spanne saamwerk, weet en die integrasie van ons spanne om nie in silo's te werk nie, weet as daar 'n payroll kwessie is om dit terug te voer na die HR span toe en die arbeidsspan toe, krities belangrik. Dat almal nie op hulle eie muurshoop sit op die einde van die dag nie. Maar daai deurlopende diens wat ons kan gee vir ons kliënte is, dink ek gee vir ons 'n groot competitive edge, as ek dit sou kan sê. Maar dit gee ook waarde. Ek dink dit dra waarde toe. Dit is amper soos 'n one-stop shop dan as dit kom uit daai afdeling. Exactly. Wat dis nog lank praat tyd daar ongelukkig vinnig uit, maar net om mee te eindig, ek het klaar gesê in my oë is jou span, jou mense, jou beroepsbestuur is kritiek belangrik, maar as iemand nou daai afdeling van na die volgende vlak wil vat, wat se raad sal jy gee? Dis 'n lekker vraag. Ek sê altyd vir my kliënte, jy weet nie wat jy nie weet nie. Boere en besigheidseienaars is nie experts in die lyn wat ons is nie. En soos wat jy 'n expert sal inkry om 'n analise op 'n besigheid te doen, so doen ons dit. En normaalweg is ons approach dat ons sal ingaan na 'n kliënt toe, ons sal kyk waar is sy besigheid nou, wat is sy 5-jaar plan of sy 10-jaar plan en sodoende met die kennis wat ons het om 'n HR plan vir jou en HR strategie vir jou te bou wat saam met dit kan praat. En weer eens, daar's baie goed wat ons vir jou kan doen. Nie alles is noodwendig nou nodig nie. So baie belangrik om jou besigheid te verstaan en daai pad, daai vennootskap saam met jou kliënt te loop. Dink ek jy vroeër vraag my mooi geantwoord is dat jy is duidelik proaktief en dit maak baie sin. Te wag tot dit. Nee, dan het jy heeltemal verkeerde kant toe gegaan. Absoluut. Jy weet in enige besigheidsstrategie is daar 'n mense element in dit. En en ek dink 'n mens moet noukeurig gaan kyk na wat is dit wat daai besigheid nodig het op daai oomblik. Dit gaan anders wees oor 10 jaar van nou as daai besigheid gegroei het. En weer eens, andersins vervalle mense in 'n checkbox exercise en so kan ek nie 'n betekenisvolle impak maak op die besigheid nie. Ons is verskriklik dankie vir jou tyd vandag. Ek self het baie by julle geleer. Dankie Corneille, ons kan die hele dag gesels soos dit vir my lyk, hoor. Ek stem. Dankie dat julle saam gekyk het. Groete tot volgende week. En onthou om ons nisboere te ondersteun.